dink ek gaan jy agterkom waar jy ons op pad is. Nou laas week het ons gepraat oor 'n noue verbintenis. Vanoggend wil ek so 'n bietjie verder gaan oor 'n hegte verbintenis. Dit is eintlik dieselfde ding. As jy nou 'n nuwe lewende vertaling gereeld lees, en dit is in jou Bybel wat jy lees, en jy lees Johannes, en jy lees Johannes briewe, dan word die noue verbintenis en 'n hegte verbintenis word baie keer gebruik, en die gewone ander Bybels praat van om 'n noue verbintenis of 'n hegte verbintenis, praat eintlik van om in Jesus te wees, om in hom te wees, ja, soos wat Johannes 15 sê, en hy in jou, en dan ook om byvoorbeeld in die waarheid of in die lig te wees. Dit sal die ander vertaling sal hom so vertaal, maar ek hou van die noue en verbintenis en die hegte verbintenis. Dit sê vir my so bietjie meer, of kom ek sê, dit verduidelik die inheel vir my bietjie meer. Nou, ons moet een ding weet, dat die lewe is mos nou nie maklik nie, nee. En ons het nou vanoggend gesing, en die rede van al die liedjies wat ons gesing het, was vir jou en vir my om iets raak te sien. Jy weet, ek en jy in die wapenrusting aan, en die Here het vir ons reeds alles gegee wat ons nodig het, geestelik, krag en wapens, maar hierdie wapens wat ons het, is nie om te gaan oorlog maak. Baie keer wil ons die duisternis gaan veg. Baie keer, mense met geestelike oorlog voer baie mooi verstaan. Baie keer wil die mense die duiwel rondjaag, en dit is nou 'n hele storie, die duisternis moet nou beveg word, maar eintlik is dit nie meer nodig nie. Ons het die wapens gekry om dit wat Jesus reeds gewen het, in stand te hou. Ons moet net die grondgebied hou, dis al. Hy sê vir ons baie duidelik, die vyand is reeds uitgeklee in die openbaar. Ek en jy moet net die grondgebied hou. Dis dit. Dan word jou geestelike lewe soveel makliker. Want weet jy wat, as jy begin oorlog maak, en as jy die duisternis heeltyd rondjaag, dit tap jou energie. En onthou, dis goed wat jy nie kan sien met die oog. So jy hoop maar, en jy wonder maar partykeer oor goed wat gebeur, en dinge wat oor en oor skeef loop, en nou begin jy hierdie geveg, plaas van om eenvoudig te staan in die oorwinning wat hy reeds vir jou bewerk het. Daar's 'n baie groot verskil. En ons weet, die vyand sal alles probeer om jou aandag af te trek. Maar hy kan nie meer wen nie. Sy mag is gebreek. Hebreërs sê, hy die een wat en ek dink dis Hebreërs 2:14 daarom, sê dat hy die een wat die dood en hierdie goeders veroorsaak het, hy sê die nekslag toegedien. Daar's vertalings wat sê, hy's dood. Nou weet ons, die duiwel is nie dood nie, maar dit wat hy kan regkry, is vernietig. En dit maak het bietjie makliker, is dit nie so nie? En dit eis van my en van jou om so bietjie meer vas te hou aan dit wat jy glo. Nou ek weet nie of wie dit almal gedoen het nie, maar die afgelope paar weke het ek dit baie keer genoem, dat daai goedjies wat jy vir jouself wys maak, so deur die dag, dit wat jy vir jouself sê, daai bite-size geloofsbelydenisse wat jy so deur die dag doen, goed soos byvoorbeeld, dankie Jesus, goed soos wat jy deur die dag gaan, Here ek vertrou U, soos wat jy deur die dag gaan, ek loof en prys U, soos wat jy deur die dag gaan, Psalm 40 het ons spesifiek ook van gepraat, waar jy gedurig vir jouself sê, die Here is groot. Ek glo, daar is van julle wat dit saam met my die afgelope paar weke ook gedoen het, en agtergekom het, hoe kragtig dit is. Dis soos die mosterdsaad, al is hy klein, maar die fokus is nie op die klein nie, nou die fokus is op die effek van die mosterdsaad.
Dit wat die vermoë wat daar in hom is om hierdie groot struikelboom te word. Ons het gepraat van die suurdeeg ook. Bietjie suurdeeg kan klomp meel insuur. Dit is daai bite-size belydenisse wat jy die hele tyd maak, wat aan die einde van 'n groot verskil maak. En jy het ook al seker agtergekom. As jy nou die hele dag rondloop en jy, die lewe is swaar. Dis nou nie lekker nie. Dis moeilik. En jy weet, baie mense sê dit sommer vir mekaar ook, hoe sleg dit gaan, en hoe dit, hoe dat, en jy weet, dis nou maar 'n worstelstryd, jy weet. Wat gebeur? Presies dieselfde. Dan raak jy later, soos dit wat jy die hele tyd sê. En ons weet, lewe en dood is in die mag van die tong, en ek wil nie daarop spesifiek ingaan. Want hierdie is vir my baie as dit, is vir my baie dieper. Want aan die einde van die dag het Jesus die oorlog gewen. Ek en my vrou het nou weer deur Openbaring gelees. In die 2020 vertaal. Jy het ook nou agtergekom dat lees baie vertalings. Ek bly nie net by een. En wat die wonderlike deel is, soos wat jy so deur hom lees jy eenvoudig net een groot storie. Aan die einde van die dag gaan dit oukei wees. Vir die wat glo, maar baie keer word daar gesê, vir die wat aanhou en uithou, wag 'n groot beloning. Die grootste beloning, Openbaring 3:21, dat jy saam met hom op sy troon sal sit. Hy sê daar, soos wat ek saam met my Vader op die troon gesit het, so sal julle saam met my op die troon sit. En wat se beloning sal dit nie wees? Dis vir die wat aanhou. Nou, hoe hou mens aan? Hoe hou jy jou grondgebied? Daai belydenisse wat jy gedurig tel, daai goed wat jy jouself verwys maak, daai goedjies wat jy vir jouself sê, daai sagte confirmations van jou faith. En dit is 'n keuse wat jy moet maak, wat ek en jy moet absoluut deel maak van ons lewe en ons hele wese. Ek wil vir jou lees wat sê 2 Johannes, die tweede brief van Johannes. Dis amper daar aan die einde van die Bybel. So daar voor Judas rondloop. 2 Johannes, die brief, nie die evangelie nie, die brief. Hoor wat sê 2 Johannes 1 vers 6. Kom ek lees hom vir jou. Kom ons lees vers 3, van vers 3 af. Gaan beter lees. Hy sê, mag die genade, ontferming en vrede, wat van God die Vader afkom, en van sy Seun Jesus Christus, met ons wees. Drie-eenheid. Ons wat in 'n hegte verbintenis met die waarheid en liefde leef. As jy in 'n hegte verbintenis of 'n noue verbintenis met die waarheid en die lig en die liefde leef, op 'n ander plek praat hy van die lig, dan weet ons mos wie is die lig, dis Jesus. Ons weet ook wie is die waarheid, dis Jesus. Hy sê ek is die weg, die waarheid en die lewe. Maar ons weet ook dis in dit wat hy vir ons leer. Hoor wat sê vers 6 nou, of kom ons gaan nou maar aan by vers 4. Ek was baie bly toe ek van jou kinders raak geloop het, wat in 'n hegte verbintenis met die waarheid leef. Met ander woorde, of in die waarheid leef, alle vertalings. Hy sê volgens die opdrag wat ons van die Vader ontvang het. En nou dring ek daarop aan, geagte vrou, dat ons moet aanhou om mekaar lief te hê. Nou weet ons, as hy nie praat van vrou, het hy verwys na die gemeente self. Dis nie vir een of ander vrou wat hy skryf nie, dis eintlik vir die gemeente self. In hierdie tyd was daar baie vervolging en briewe was onderskep en hier word er gepraat van 'n vrou en kinders wat eintlik verwys na die gemeente en gemeentelede. Okay. Hy sê dit is nie asof ek 'n nuwe opdrag aan julle voorhou nie, maar 'n oue wat ons van die begin af het.
Liefde bestaan daarin dat ons moet aanhou om volgens sy opdragte te leef. Die opdrag vra dat ons in 'n hegte verbintenis daaraan moet bly leef, sodat julle van die soos wat julle van die heel begin af gehoor het. So jy moet aanhou en uithou in hierdie hegte verbintenis met die Here self en dit wat hy leer. En wat is die grootste ding wat hy vir ons leer? Die grootste ding is liefde vir mekaar. Dit beteken ons gee om vir mekaar. Dit beteken ons wil mekaar nie skade aandoen. Dit beteken ons is daar vir mekaar. Dit beteken ons leef ons Christelike plig uit, Christelike plig punt daar kwai, maar ek wil vir jou sê, 1 Johannes 5 sê, om hierdie opdrag van die Here uit te leef, is nie moeilik of swaar nie. Want as ons uitreik na mekaar met die liefde wat God vir ons gegee het, om lief te wees met hom, vir hom, met ons hele hart, siel, krag en verstand. Die oomblik as jy hierdie goed begin verstaan en jou noue verbintenis aan dit het, gaan jy outomaties ook 'n hegte verbintenis hê aan dit wat hy leer, want dan wil jy ook graag doen wat hy vir jou sê jy moet doen. En ek dink, miskien het jy dalk al agtergekom, dis baie maklik om iets te doen omdat jy dit wil doen, as wat jy dit doen omdat jy dit moet doen. As jy vir iemand moet lief wees, dis 'n tolorde, is dit nie? Maar as jy vir iemand wil lief wees, en een van die grootste goed wat baie keer wonder mense oor hierdie liefde, hoe is dit nou, hoe moet ek my naaste lief hê, want ons weet jou naaste is almal met wie jy te doen kry. Selfs die ou daar by opa of wat jy verbyloop, jy moet ook nie wees vir daai persoon. Nou wonder hy op baie keer wonder die disippels het gevra, hoe werk hierdie naaste liefde storie? En Korintiërs verduidelik dit mooi, 13. Hy sê dit is eintlik om mekaar te verdra, ons verdra mekaar. Ons lê nie struikelblokke in mekaar. Ons probeer mekaar eerder help. Jy sien dat ons is verbind aan hierdie hegte verbintenis met die Here. En dit is goed wat ons lees in die Bybel. Maar dit moet ook gedoen en beleef word. Dink amper dit is daar nie 'n slide net voor hom nie. Nee, dat is kyk, toe maar gaan vir van die volgende een toe. Die logos woord moet met ander woorde die word rema lewend. So, dit is goed om nou hier te lees van die Here sê. Maar nou kom die Heilige Gees, en dit is waar ek en jy die Here kan vertrou en vir hom vra, as ons lees, Here wys my, Here leer my, Here maak hierdie skrifgedeeltes lewendig, sodat die logos woord die rema woord word, lewegewende woord kan word. En ons het dit gelees toe ons daarmee begin het in Petrus. En nou lees ons weer van hierdie noue verbintenis. Ons lees dit is 'n lewendige storie. Luister, ek het al baie keer gehoor dat oor mense sê ook ja, en die kerk is mos maar altyd in die moeilikheid. Dan sê hulle ja, maar die kerk is hierdie religion wat mense forceer met leerstellings. Nou, dit is glad nie waar nie. Dit is glad nie waar nie, want ons verkondig nie 'n godsdiens. Godsdiens, of kom ons sê religion, sal dalk wees soos die geskrewe woord. Nee, mense kan miskien sê, jy kan baie rigied wees hieroor, maar nie lewe beleef uit dit. Maar ons staan voor, nie 'n religion nie, 'n relationship. So dit gaan nie spesifiek oor 'n godsdiens nie, maar dit is hierdie lewende verhouding wat jy met die Here het. En dit is wat ek graag wil hê. Gaan gou weer terug na die vorige slide toe. Dis wat ek graag wil hê. In hierdie prentjie het jy nou 'n paar Sondae gesien. Ek het klaar daai boonste gedeelte gelees, maar die woordjie woord het ek gebruik as 'n akroniem. En julle ken dit nou al, die W van woord staan, jy moet so 'n bietjie woel met hierdie woord. Jy moet so 'n bietjie werk met hom. En baie keer wil ons sommer net lees en jy wil sommer net alles verstaan. Jy wil sommer net, maar jy delf bietjie in hom in. Praat met die Here bietjie oor die woord. Omdat die Heilige Gees het dit geïnspireer. Vra Here, wys my, hoe werk hierdie ding? Hoe gaan dit lyk
in my lewe. Nou ek kan nou vir jou sê, weet jy wat, jy het nie nodig om oorlog te gemaak nie, jy weet, jy het nie nodig om die duisternis te veg nie. In elk geval, duisternis het geen krag in homself nie, jy sit nie in die liggaam, né? Maar hoe lyk dit vir jou? Hoe gaan dit lyk in jou lewe? Hoe gaan dit lyk daar waar jy op die plaas is? Hoe gaan dit lyk daar waar jy by die VKB werk, of waar jy ook al is? Hoe gaan dit vir jou lyk? Jy sien, en dit is daai goed wat die Heilige Gees kom lewend maak, wat vir jou sê, okay, Psalm 23 byvoorbeeld sê, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Dankie Here, ek glo dit. Maar hoe gaan hierdie storie by jou werk? Of by die apteekwerk? Of by die VKB werk? Of op die plaas werk? Hoe gaan hierdie dinge realiteit word? Heilige Gees, en jy weet die Here gee partykeer vir ons eenvoudige goedjies wat jy prakties kan doen daar op die plaas of in jou besigheid of waar jy ook al is. En selfs daai kort confirmations wat jou nie krag gee, wat die vermoë het om 'n groot effek te hê op jou geloofslewe. En dan kom jy agter jy's elke dag het jy op 'n sekere manier gevoel waar jy gewerk het, maar skielik begin dit nou so 'n bietjie ligter voel. En skielik begin jy agterkom maar weet jy wat, dis nie so werk nie. Want iets van Logos het begin rema word, né? Van terug asseblief. Iets van Logos het rema word. En wat sê jy dan? Ek sê ook vir jou, ek weet dis worstel. Jy moet 'n bietjie worstel dan. Dit sê nie maar oorlog nie, maar jou vlees gaan vir jou sê, jy's moeg, jy kan nie vanaand lees. Jou vlees gaan vir jou sê, weet jy wat, die weer is nie so lekker vanoggend nie, dis 'n sonnaandoggend, gaan dalk 'n bietjie reën, weet jy wat, ek gaan so 'n bietjie inlê, ek het 'n moeilike nag gehad. En dan so rukkie slaap. Of sweets. Jou vlees sal dit sê. Jy sien, so partykeer is dit so 'n bietjie worstel, maar jy doen dit tot jy die werklikheid daarvan beleef. Nou dit het ek baie keer al gesê. En hoe doen ons dit? Die oor van hoor, is 'n ore wat hoor, Matteus 11:15 sê, die wat ore het moet hoor, ons lees dit in Openbaring ook, en dan het ons ook in Psalm 40 vers 7 gelees, waar hy sê, 'n ou vertaling sê, grawe vir my ore, dat ek kan hoor. Nuwe Lewende vertaling sê, U stel my in staat om te hoor. Jy sien, dit is nou daar waar jy nou 'n bietjie met die woord werk, en dit begin deurkom, en nou begin jy regtig hoor, maar nou moet jy luister hoor, en jy agterkom, daar's 'n verskil tussen hoor en luister. Baie mense hoor, maar min luister, want luister beteken, ek gaan ook ietsie doen. En dit is waar die Here inkom, gaan doen dit, wat die Here vir jou sê. Begin met daai confirmation, wat die Here dalk vir jou gesê, daai one-liner, daai een of twee woorde, daai woorde van geloof, wat jy begin spreek oor jou situasie. Jy weet, dis eintlik soos iemand wat loop en jy's besig om saad te saai. Jy's besig om saad te saai. Daar gaan 'n oes opkom, want alles wat ons doen is so saad wat gesaai word en daar sal 'n oes kom. Nou moet jy weet, as dit net altyd sleg en negatief is, daai oes nie gaan kom. So dit wat ons saai moet wees wat die woord sê. En as jy dit nou begin doen, dan dit hy moes kom, né? En dan natuurlik gebeur daai deurbrake, omdat die Logos nou 'n rema woord word. Ek dink van die volgende ene toe. Die laaste ene. Ek dink dit is duidelik in dit wat ek glo die Here besig is om in die gemeente te werk die afgelope paar Sondae. En as jy iets hiervan begin vat, as jy iets hiervan 'n realiteit in jou lewe begin maak, is dit geestelike, absoluut geestelike oorwinning in jou lewe. Want jy sien, ek en jy, ons almal, het 'n tipe van 'n lewe wat ons graag wil volmaak. Almal, elke nuwe mens op aarde het dit. En ons kom agter dat sonde en gebroken en skuldgevoel en al hierdie goed maak dat ons partykeer hierdie goed op
op maniere begin soek om jouself te vul. Jy daai iets in jou binneste en jy wil dit graag volmaak. Party mense gebruik fisiese intimiteit vir dit. Party mense, hoe meer geld het, hoe beter voel hulle. Party fokus op roem. Party gebruik sport om daai gat in jou vol te maak. Party gebruik plesier. Party fokus op geluk. Dit gaan net oor, ek hoop ek is gelukkig. Ek soek 'n bietjie geluk net om hierdie lewe te vul. En weet jy wat, as jy dit so wil doen, dit werk ook. Jy kan dit op fisiese maniere doen, jy kan dit gaan doen op alle vlakke. En geld maak jou ook bly tot op 'n punt. Dit is goed wat kan, maar dit bly nie. Die ding is, dit bly leeg daarna. Die volgende oggend is dit weer leeg. En dan moet jy op 'n punt kom waar jy, ek wil amper sê, jou volgende fix soek, as jy dit sal verstaan wat ek sê. Want daai gat, daai leemte. En dit is wat ek probeer sê met hierdie hele noue verbintenis en om hierdie confirmations te begin doen. Dit begin iets volmaak in jou wat blywend is. Dit begin iets in jouself oplig. Daar's mense wat selfs gelukbringers, jy moet nou een of ander ietsie hê waar jy kan vashou. Jy onthou die tyd, ek onthou my ouma se tyd was die perhoewe. Kan jy die tyd van die perhoewe? Nou gee my ouderdom heeltemal weg. Maar 'n tydjie 'n perhoef teen die muur sit, né? Hy moet hom nie, hy moet nie so hang nie, hoor. Maar dan loop jou lak uit. Jy moet hom omdraai, moet jou lak opval. En dream catchers. Mense dink hierdie goedjies is mense dink, daar's mense wat glo aan hierdie goed, en hulle glo aan hierdie goedjies wat jy om jou nek dra en jou arm sit. En weet jy wat, as jy daai ding het, of jy kan hy klippie op. Jy kan 'n mooi klippie op, en dit voel vir jou soos jy bietjie lucky is nou. Kom nou, moet nie so kyk nie, hè. Ons partykeer is hierdie goed so. Daar's so 'n winkel in Durban. Nee, ek lief nie in Durban nie, daar sal baie sulke goed op daar wees. Maar daar in die Kaap, daar in Waterfront, waar jy nou kan hierdie kristalle kan koop, né? Nou dit is party van daai kristalle, dit is nou mooi en dit is edelgesteentes en dit is regtig mooi goed, maar dan sal ook van die goed wat jy kan koop, as jy nou so een het, gaan dit nou vir jou een of ander iets bewerk in jou lewe. Bygeloof, né? Om hierdie leemtes te vul. So mense soek hierdie goed. Party mense soek die universe moet iets vir hulle so 'n bietjie in plek bring. En ek onthou baie jare terug was daar ons hierdie DVD's oor die secret wat jy kon kyk, en daar was boeke. Ek het die boek gelees en ek het die video gekyk, en ek het op 'n stadium met ek dit half probeer vergeestelik vir my. So jy kan verstaan waar ek ook vandaan kom. Ek het ook al met goed geëksperimenteer en gekyk. Dit is miskien het hierdie ouens iets weet hier, en ek het die universe nou net vervang met God, en ek het nou hierdie gebed nou vervang met daai wat jy nou die visie moet hê oor wat jy graag wil hê, en prys die Here, hy het my gelukkig vinnig reggehelp. Dis baie jare terug in my lewe wat ek dit doen. Ons doen hierdie goed. Daar sekere goed, daar sekere rituele wat jy ook doen by die huis. Rituele nie soseer godsdienstige ding nie, maar spesifieke manier, want as dit so is, dan sal dit alles op daai leemte te probeer vul in die vlees. Die probleem net met hierdie goeders is, dit is tydelike verligting, en jy kry dalk vir 'n oomblik of twee daai hoendervleis wat jy nodig het om jou bietjie te laat aangaan, en dan sit verby. Dan loop dit uit op niks, dit kan nie bevredig nie, nee. Die probleem is, jy kan verslaaf raak aan hierdie goed. Psalm 23, en hier kom die antwoord nou, begin nou deurkom. Hy sê op 'n plek in Psalm 23, gaan nie vir jou heeltemal lees, hy sê, U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor.
Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Is dit nie 'n wonderlike confirmation wat jy vir jouself kan sê deur die dag ook gee? Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. My beker loop oor. As gevolg waarvan my hoof wat gesalf is met olie. So die salwing van die Heilige Gees is die enigste iets, die Gees in jou gees, wat getuig saam met God se Gees, dat jy kind van God is, wat hierdie lewe kan volmaak, en dit kan bly, en die ander wonderlike ding van dit is, dit loop oor. Dis nie net 'n halwe koppietjie nie, dit loop oor. So hoe meer jy in hierdie hegte verbintenis met die waarheid, die noue verbintenis met God inwerk, hoe meer jy fokus op hierdie geestelike goed, wat so belangrik is in 'n mens se lewe, hoe meer gaan jy iets van hierdie oorloop beleef. En hoe blywender gaan dit wees. Dis nie iets wat die volgende oggend weg is. Weet jy, kry mense wat sal gaan partytjie hou. Kyk, ons gaan dit seker nou maar in die skou weer volgende week sien. Hulle gaan glo daaroor. Maar jou probleem met dit is, die volgende dag, as die maats nou weg is, jou vriende nou weg is, en jy nou begin jy nou die disprins en die goed soek en vir die kop seer en ek weet nie hoe kom doen ons mense dit. Maar dit is eintlik net logies, so sinneloos, nee. En dit is nie om dit of te dat, maar dit is regtig sinneloos. As 'n mens fokus net op wie God is en wat hy doen, maak hy jou so vol, dat dit hierdie innerlike krag in jou word. In 1 Timoteus 6:6 praat hy van daai eintlik om tevrede te wees, om regtig tevredenheid te hê. Miskien moet ek dit vir jou gou lees. 1 Timoteus 6. Jy ken hom dalk uit jou kop uit jou vertaling. Hy sê tog is ware godsdienst saam met tevredenheid 'n groot rykdom. Jy sien, dan begin jy tevredenheid beleef. En dis iets wat nie tydelik is nie. Dit maak die innerlike vol en dit loop oor. Want dit is 'n hegte verbintenis aan die waarheid. Dit is daai, jy loop net eenvoudig en jy daai sekerheid. Jy loop in die straat en terwyl jy daar loop, of waar jy ook al is, en jy praat met die Here in jou gedagtes, en jy doen daai confirmations, Here, ek vertrou U, of Here, dankie dat ek kind van U is, dankie dat U met my praat. Dis die confirmations, dit maak vol, dit maak. En dan moet die duisternis, is eintlik, wanneer die lig begin aankom, die duisternis vlug, as ons dit so kan sê. Johannes 14, dit is wat op die bord is. Dis die gedeelte wat ek vanoggend vir jou spesifiek wil gee. Jesus kom en hy verduidelik wat die Heilige Gees sal doen. Ons het net nou gepraat oor die salwing van die Heilige Gees. Hy sê daar van vers 15 af sê, die Nuwe Lewende Vertaling sal opskryf, Jesus beloof die Heilige Gees. Hy sê, as julle my liefhet, sal julle my opdragte gehoorsaam. En ons weet reeds in die Johannesbrief het hy gesê, dis nie moeilik nie. En ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander raadgewer, 'n raadgewer of helper, die Parakletos stuur, om vir altyd by julle te wees. Dit is die Gees van die waarheid. Die wêreld is nie in staat om hom te ontvang nie, omdat hy hom nie kan sien of hom ken nie. Julle ken hom egter, omdat hy by julle gaan bly en in julle sal woon. So hy's by my, Maranatha, God met ons, maar hy's ook in my. Soos ek sê vir jou, as gelowiges, loop ek en jy met God binne in ons rond. En dit is dalk 'n moeilike begrip om te verstaan. Dis eintlik Gees, want God is, hy is absoluut groot. Jy kan dit nie bedink. Transcendent.
Maar hy's ook immanent binne in jou hart besig. So dit sê eintlik net, my gees is wedergebore en die koneksie met gees. Dis hoekom God ook in my is, die Heilige Gees, ons het dit net nog gesing, vol van lof, vol van krag, vol van vreugde. Nou dink net as jy so loop jy daar, en jy sê, dankie Here, dat ek weet U is in my. Ek weet U is met my. Ek weet U gee vir my hierdie innerlike krag. Weet jy wat, baie keer as ek net dit dink, dan is dit asof ek tot fisiese energie kry. Net om dit te dink. En hy sê, dis wat die Heilige Gees sal doen. En dan weet ons, hy het toe gesterf, Heilige Gees het uitgesorteer, so dit wat hy gesê het 'n realiteit geword. Die groot ding is net, hoe lyk dit vir jou? Het jy dit aanvaar? Ons het nou Dinsdag aand met die brooddier gepraat daaroor. Ons, as kyk in die kruis, sien ons hoe ernstig God oor ons is. Die vraag is net, hoe ernstig is ons oor hom? Nee? En ek wil jou bemoedig volg. Om vir jou te sê, gaan lees hierdie gedeeltes. Julle sal dit later op die groep kry ook nie. Hy sê, ek sal julle nie soos wesies in die steek laat nie. Ek kom terug na julle toe. Nog net 'n klein tydjie en wêreld sien my nie meer nie, maar julle sien my nog, omdat ek lewe en julle sal lewe. Op daardie selfde dag sal julle goed weet dat ek in 'n hegte verhouding met die Vader leef en julle met my en ek met julle. Jy sien, ek dink mense het 'n bietjie 'n tydjie van gebed nodig om dit wat ons hier lees regtig te verwerk. En dit is nie net vir sekere mense nie, dit is vir alle gelowiges. Dit is die enigste ding wat jou heeltemal kan volmaak en wat blywend is. Die res van die goed is nie blywend nie. Dit gaan verby, dit gaan weg. Hierdie gedeelte gaan verder. Hy sê, wie my opdragte onderhou en hulle gehoorsaam, dit is die persoon wat my liefhet. Die my liefhet, hom sal my Vader ook liefhet. En ek sal hom ook liefhet. En myself aan hom bekend maak. Judas Iskariot nie vra toe vir Jesus, Here, wat het gebeur dat U Uself aan ons wil bekend maak, maar nie aan die wêreld nie? Want Jesus antwoord hom, as iemand my liefhet, sal hy my boodskap gehoorsaam uitvoer, en my Vader sal hom ook lief hê. En hoor mooi, en ons sal na hom toe kom en by hom tuis gaan. Die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees is ook in ons, in die Gees. Verstaan jy hoekom ons nie meer nodig het om te veg en te swoeg en te sweet? Prys is betaal, oorlog is gewen, ek en jy moet net ons stand hou. As die wapenrusting gaan lees in Efesiërs 6, dan sê ons moet net, daar sal aanslag wees, ons moet net staande bly. Jy moet net die grondgebied hou, dis al wat jy moet doen. Jy hoef nie te kere te gaan nie, en dan weet ons ook hoe ons dit gaan doen, in 'n hegte verbintenis met hom. Hoe word dit prakties in my lewe? Daai kort goedjies wat ek myself op fokus en ek glo dit wat die woord sê, en die logos woord begin nou rema woord word, en dit lig my op, en dit maak ons lief. Hierdie gedeelte gaan verder. Hy sê, wie my egter nie lief het nie, is nie gehoorsaam aan my woorde nie, die boodskap wat julle gehoor het, is nie myne nie, maar die Vader sin wat my gestuur het. Ek sê dit nou al lank vir julle, terwyl ek nog by julle is, en wanneer die raadgewer, die Heilige Gees kom, wat die Vader in my naam sal stuur, sal hy julle in alle opsigte onderrig. Presies wat 1 Johannes 2:27 ook vir ons sê, nee. Hy sê, en julle ook herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Weet jy hoeveel situasies beleef ek baie keer in my lewe? En dan sit vir 'n oomblik asof ek miskien 'n vraag het of wonder oor iets. En dan kom daar skielik 'n gelykenis by my op, of iets wat Jesus gesê het. Dis dit wat gebeur dan. Die Heilige Gees herinner jou. Baie keer as jy so loop en jy praat met die Here en jy beleef hierdie koneksie met die Here deeltyd. Dan is dit asof as jy by sekere plekke kom of iets waar jy iets moet doen, dan kom jy agter maar die Here was nou hier.
het julle dit al beleef, né? Jy kom daar, maar jy weet nie wat jy gaan doen, as jy daar kom as dinge uitgesort nie. Hoeveel keer gebeur dit met ons as gelowiges nie? Ons kan daarop bou. Hy sê, ek laat vir julle vrede na, met van my vrede deel ek met julle. Ek gee nie soos die wêreld gee nie. Julle moet nie ontstel of beangs word nie. So daai vrede wat jy nou beleef met die Here, terwyl jy daai confirmations op jou geloof uitspreek die hele tyd, terwyl jy besig is met die woord, jy voel so 'n bietjie met hom, dis 'n worstel en jy begin hoor wat hy vir jou sê, jy begin doen en dan begin jy agterkom hoe die logos word rema en hoe jy net eenvoudig weet dinge begin verstaan wat jy dalk nog nooit verstaan het nie. Julle het gehoor dat ek vir julle gesê, ek gaan weg en ek kom weer terug na julle toe. As julle my liefhet, sou julle opgewonde gewees het dat ek na die Vader toe gaan, omdat die Vader groter is as ek. Ek sê dit nou al so lank vir julle, nog voordat dit gaan gebeur, sodat julle moet glo wanneer dit ook al gebeur. Ek sal nie meer baie langer met julle praat nie, want die regerende van hierdie wêreld is op pad. Alhoewel hy geen houvas op my het nie, die wêreld moet weet, ek en die Vader, net op vers 31 is, die wêreld moet weet dat ek die Vader liefhet en daarom nou gesê doen wat die Vader aan my opgedraai het. Staan op, laat ons hiervandaan vertrek. Jesus wys ons prakties wat ons moet doen. Dis 'n eenvoudige bly in hom, leef in hom en doen wat gedoen moet word. Nes laas Sondag is dit my gebed in hierdie tyd. En jy weet, ons is besig om nou weer Paastyd toe te gaan. Dat jy in hierdie tyd miskien opnuut jou lewe na die Here toe sal bring. En vir hom sal sê, Here, hierdie vol storie waarvan die pastoor praat en waarvan die skrif sê, ek beleef dit dalk nog nie lekker. Maar ek wil U vertrou, Here. Jesus het die belofte gegee deur die Heilige Gees. Die Gees is in die tussentyd uitgestort. Hierdie goed is vir ons beskik, vir jou en vir my. Dit kan iets niets, as hy nie nog geslaai nie. Seker ek het nog nie daar. Yes, daar's hy. Ek het hom maar net opgesit, want dit is ook 'n herhaling van, ek dink 2 of 3 weke se terugsit. So draai in jou binnekamer in. Daaroor het ons baie gepraat. As jy indraai in jou binnekamer in, daar praat hy spesifiek van 'n binnekamer, gaan daaraan praat met God wat in die verborgene is. Hy hoor, hy weet in elk geval alles wat jy nodig het. Maar vir my beteken daai ook, draai bietjie in jouself in. Hoekom kan ons in onsself indraai? Want God is in ons, né? Daai wat jy baie keer jou oë toemaak en jy fokus op die Here en wie hy is, en jy besef hy is in jou, hy is jou God, hy verstaan jou, hy is hier. Dit maak 'n verskil, né? Hy is oor in en deur ons volgens Efesiërs 4. Ons leef uit deur en tot om Romeine 11. Jy sien hierdie in en uit ding, né? Gees ontmoet gees, Romeine 8 vers 16, wat vir ons sê, dat dit is die Gees, in ons gees, wat saam bevestig en getuig dat ons kinders van God is. In kort, met ander woorde, gees moet gees ontmoet. Jy weet, daar's 'n belofte in Habakuk 2:14 wat sê, dat God se teenwoordigheid sal die hele aarde vul. Ons weet hy is. Ek en jy kan nie wees. En hoe doen ons dit? Ons besef wat in ons is. En ek dink ons het dit op 'n paar plekke vanoggend raak gelees. Nou jy weet, jy kan een van 2 goed doen vanoggend. Jy kan hier uitstap. Soos daar Sondag dalk as jy hier was.
En jy kan jou lewe gaan leef en dit was maar net nog gepreek. Of jy kan volgende jy uitstap en jy kan sê, Here, dit is vir my. Ek wil net so vinnig ietsie net vir jou noem in die 3de brief van Johannes. Ek sluit af met dit. Hy sê daarso van vers 2 af sê hy, is nou 3 Johannes, is net voor Judas. My Bybel bladsy 1:3, 1:2. Hy sê in vers 2 daar, hy sê geliefde vriend. En dis my gebed vir jou ook. My geliefde broers en susters, ek hou aanbid dat dit in alle opsigte met jou goed, met julle goeds mag gaan. En dat julle net so gesond sal wees, soos dit geestelik goed met julle sal gaan. My gebed vir jou. My gebed vir jou is dat jy dit sal beleef. Hy sê ek was baie ingenome toe ek van gelowiges aangekom het en wat getuig het dat jy jou aan die waarheid verbind het en om in 'n hegte verbondenheid daaraan te lewe. Ek ervaar geen groter blydskap as juis wanneer ek hoor dat my kinders in 'n hegte verbondenheid aan die waarheid leef. Mag dit van ons almal gesê word. Mag dit van ons almal gesê word. Hoor wat sê vers 11, geliefde vriend, moet tog nie die slegte voorbeeld navolg nie. Nie praat hy van iemand wat die gelowiges nie goed gesind was nie. Hy sê, maar moet egter nie so voorbeeld navolg nie. Hy sê, hoor mooi, hy sê, volg liewer die goeie. En hier noem my dit. Hy sê, die wat goed doen, is van God afkomstig, die wat sleg doen, het God tot nou toe nie gesien. Hierdie storie sal net werk, as ek en jy daai hegte verbintenis, daai innerlike sterk beleef. Die vraag is, moet jy dit volgend hê? Ek weet die Here is hier. Is daar enige iemand wat twyfel wat daaroor twyfel? Hy is hier. Ek weet hy's in jou, as jy gelowig is hy in jou. Ek weet die Heilige Gees werk. En ek hoop dit gee vir jou confirmation of 'n goeie bevestiging in jou gees om vanoggend te sê, Here, kom maak my vol. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons weet, soos wat ons U nader, is U die Here God. Wat in ons is, vir ons is en by ons is. Dankie dat ons 'n hegte verbintenis of 'n noue verbintenis met U en die waarheid kan leef. Dankie dat ons dit in die lig kan leef en beleef. Ons gee oor, Here. Wil jy nie daar waar jy sit, net vanoggend sê, Here, ek gee op nie oor.